The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Okay, so hi, my naam is Rudy Louw. Ek is gebore in Namibië in 1979. Ek 70s baby, ek is nogal ourig. Ek wil dit altyd aanvaar, maar dis nou maar hoe het is. In Namibië, ons het 'n plaas gehad in die middel van Springbok en Port Nolloth, so dis nie baie ver hier vanaf nie. En toe ek 5 jaar oud was, toe is my ma en my pa geskei. My pa was 'n alkoholist. Hy was 'n heavy drinker. En ook 'n heavy vrouslanger. So my ma het maar deurgeloop vir 18 jaar. Ek het die sterkste ma in die wêreld, net so by the way. En toe ek 5 was, toe trek ons strand toe, Helderberg, wat ek nog steeds vandag sien as my huis. Ek love die Helderberg area, ek love Kaapstad, ek is 'n Cape Townian, ek is nou maar net 'n city boy. Ek het 2 broers. Een is 4 jaar ouer as ek, en een is 8 jaar ouer as ek. Hulle het groot geword in Springbok, hulle was daar op koshuis gewees, naweek huis toe gekom en so aan, en ek was altyd baie excited om my broers te sien. Hulle het altyd vir my 'n persent gebring van die, weet whether dit 'n trok was of wat ook al was. Ek was altyd baie excited om my broers te sien. En toe ons daar in die strand aankom, toe het my ma begin werk as eiendomsagent. Dat was sy altyd baie suksesvol gewees, maar my ouma het ook baie uitgehelp. Maar my ma het vir ons al 3 reg groot gemaak. Sy het baie hard gewerk en sy het dit maar moeilik gehad. Dus weet, ons is 3 seuns en ons was nie altyd die soetste nie. En sy is die sterkste vrou wat ek ken. En sy het nooit opgegee nie. Nooit opgegee nie. En ek dink dit is maar waar ek my krag van afkry. My ma is my alles. Ek het nog altyd my hele lewe lank nog altyd hard gewerk. So gepraat van werk, ek kan onthou toe my ouma my altyd in die oggende het sy vir my so 2 keer 'n week vir my gevat na strandspur toe. Die spur in die strand, boer by die see. En ek het altyd 'n kiddie burger geëet daarso, en ek weet nie, ek het altyd 'n snaakse gevoel gehad van Spur, so asof ek deel gaan wees van Spur. En toe begin ek te werk by Spur, die ouderdom van, ek het matriek klaar gemaak in Hopefield koshuis. Hopefield is 'n dorpie tussen Malmesbury en Vredenburg. Dis by Langebaan se wêreld, as jy nou nie daai area baie goed ken nie. Ek was daar in die koshuis gewees vir standaard 4 af, graad 6 in deesdae terme, en ek het daar gematrikuleer.
ek was kursus toe gestuur want ek was nie baie stout hier, maar dit was meer as gevolg van my ma kon nie regtig werk en my en op my konsentreer, ek hoop daai het reg uitgekom. My ouma het baie oud geraak, so hulle kon nie regtig behoorlik na my mee kyk nie. So toe gaan ek kursus toe want my broer Benny was ook gestuur na die kursus toe en dit het vir hom gewerk en toe stuur my ma vir my kursus toe en maar anyway, toe ek nou gematrikuleer het, na werk, na matriek, na skool, het ek begin werk by Spur as 'n waiter en ek wou actually law geswat het. Ek het begin daarmee deur Intech College, maar ek dink ek het by bladsy nommer 3 of 4 gekom nie. Want ek het begin verlief raak op wat ek gedoen het as 'n waiter. Ek het verskriklik gehakel op skool. Ek kon nie reg praat op skool. Ek het so baie gehakel dat ek mag nie oral gepraat het voor in die klas nie. Ek moes altyd net die opstel geskryf het. En na die onderwyser of die onderwyseres het my gesê, luister hierso, ons gaan nou nie vir jou kans gee om voor in die klas te gaan praat nie, want as jy gaan praat, gaan niemand anders kans kry nie. So toe na skool, een van die redes hoekom ek so baie respek het vir Spur, Stykerons, is dit het my gehelp om oor my ergste ding te kom wat ek gehad het wat hakkel was. Ek kon nie praat nie. Maar toe ek by Spur begin as 'n waiter, toe moes ek myself obviously forceer om met mense te praat. Ek mag however nie tafels doen het wat meer as 4 mense is nie. Want hoe meer mense jy bedien, hoe meer dinge moet jy oproep by die grill. En dit was maar gesukkel in die begin, want as ek 'n bestelling gaan vat, het by die tafel neergeskryf en mense teruggelees en so aan, daar was 'n bietjie van 'n gesukkel, en as ek by die grill kom en ek moet hierdie bestelling oproep, dat ek so nou en dan vasgehak. Maar daar het altyd 'n waiter, ons het altyd saamgewerk as 'n span. As hulle sien ek sukkel, kom iemand verby my geloop en hy het my net so getik op my rug, en as hy my tik op die rug, dan gaan ek weer. En so het dit my aangegaan, en 2 jaar later, toe besluit my hakkel om my te los. So dit is een van die groot dinge wat ek van ontslaag geraak het, deur God se genade en God se liefde vir my, en deur wat ek moes doen het by Spur. En net deur harde werk het ek by die ouderdom van 29 het ek shares begin kry. Want ek het ook vir Spur hoofkantoor gewerk as 'n areabestuurder. Toe hulle nou agterkom ek kan praat en ek hakkel nie meer so baie nie. En die dinge wat uit my mond uitkom maak 'n bietjie sens hier en daar. Toe maak hulle my areabestuurder en ek het vir Spur Corporation gewerk vir so van 2004 dink ek 2008 toe, so 'n totaal van 3,5 jaar. 'n jaar en 6 maande van daai 3,5 jaar was in Australië. Ek het 'n Spur geran vir Australië, vir Spur in Australië. Dit was nie 'n baie goeie besluit nie, want ek het geweet ek gaan Suid-Afrika so baie mis nie. Toe ek terugkom, toe het ek redelik baie werksoffers gekry by verskeie mense, en die Spur vir wie ek nog altyd gewerk het, Tallahassee Spur in Somerset West, het vir my offer gemaak van shares, en toe het ek dit aanvaar, en dit was seker so 2 jaar later, toe koop ons die Spur in die strand, dieselfde Spur waar my ouma vir my gevat het vir breakfast, en ek was toe een van die eienaars daar ook gewees, en toe sê so 6 tot 8 maande later, voordat het ek actually geoffer om die Spur in die strand te ran, wat ook nie 'n baie goeie besluit was nie, want my liefde was, my hart was maar altyd by Tallahassee Spur in Somerset Mall. Maar ek het geoffer om die Spur te gaan hardloop, en dit is waar my drank, my liefde vir drank, completely hand uitgeruk het. Ek was nog altyd 'n baie heavy drinker geweest, van die ouderdom van, sê so 20-jarige ouderdom. Ek blameer niemand nie.
blameer niemand anders maar myself nie. Ek het altyd vir myself gevra hoekom hy daarvan om so baie te drink, want jy het dissipline, jy is reg groot gemaak, jy het die wêreld se sterkste ma, okay? Wat is die storie? Hoekom hy so baie van alkohol? En weer eens, ek blameer niemand anders nie. Ek het nou maar net te veel gehou van alkohol, en van alkohol het dit gelei na dwelms toe. So om 'n lang storie kort te maak, toe ek nou Spur in stand begin ran, was daar baie pressure gewees. Ek het actually nie geweet dat gaan so baie pressure wees nie, niemand weet dit nie. Maar ek het die task het ek aangevat, en ek het my stress het ek met alcohol, wat is die woord, makkeliker, wel nie makkeliker gemaak nie, maar my stressvlakke was baie hoog, en ek het gedink ek gaan dit keur met alcohol. Okay. So ek het eintlik vir myself verlieg. Okay. En dit het aan tyd geruk, en die drank het meer geraak, en die dwelms het meer geraak, en dit het tot 'n stadium gekom waar dit nou maar net hopeloos te veel geraak het, en toe blyk net weg van die werk af. Ek het net eenvoudig gesê, luister jy ons tot hier toe nie verder nie, en ek het net weggebly van die werk af. Hulle het weer vir my genader en vir my gevra om terug te kom, maar ek het besluit om net te gaan hulp soek by familie, wat ek gedoen het. Ek was in Bloemfontein in 'n rehab center wat 'n baie goeie rehab center was. Hulle het my baie gehelp, en ek het begin werk in Bloemfontein, weer by 'n restaurant, Longhorn Grill in Bloemfontein, en toe kry ek weer offer om terug te gaan Kaap toe, wat nog altyd my huis was, by die Hassel Grill in Franschhoek. Die baas vir wie ek gewerk het toe ek 'n area-bestuurder was by Spur, Justin Fortune, het van die werk geoffer. Hy was nog altyd 'n idol vir my gewees. Hy is nou 'n regte staatmaker, jy moet net werk, okay? Dis nie rocket science, as jy vir hom werk, moet jy net werk, okay? En indirek ook vir 'n man gewerk met die naam Mark Fairley. Weer as baie goeie ouens, maar jy weet, as jy met hulle deel, dan weet jy wat om te doen, okay? Jy moet net doen wat reg is, okay? En vir 'n jaar was ek baie suksesvol geweest by die Hassel Grill in Franschhoek, het baie dinge verander, wat gewerk het vir die besigheid, en die winkel het gegroei, het baie goed gedoen, en toe stadig maar seker, toe gaan ek maar weer in die rigting van alcohol in, en begin wyn drink, want dis Franschhoek, dis 'n wyndorpie. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. Jy kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International, en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. En toe het ek agtergekom waar mense kan dwelms koop in die in 'n area in Franschhoek. Jy sien die karre so op en af ry. In Franschhoek en uit Franschhoek, in Franschhoek en uit Franschhoek, weet allians. Ja, toe het ek weer begin dwelms gebruik, en vir myself gesê dat nee, dis net vir nou, het gaan nie weer 'n reguliere ding word nie, maar weer eens myself verlieg. En stadig maar seker het ek minder werk toe gegaan,
daar was daar wat ek die werk toe gegaan het. Ek het gewerk vir baie goeie mense. Ek het 'n baie goeie kans gehad daarso en weer eens, ek blameer niemand vir my alkoholgebruik nie, dit was my eie keuse gewees. Ek blameer niemand vir my dwelmgebruik nie, dit was my eie keuse gewees. Die duiwel het my omsingel en my godsdienst op daai tyd was nie sterk genoeg om die duiwel te weerstaan nie, so ek het wel in die pit geval. Maar Justin Fortune sê vir my, okay, dit het nou nie uitgewerk by die Hustle Girl in Franschhoek. Ek het hom heavy disappointed en ek het baie goed gedoen daar. Die winkel het gegroei met iets soos 52%. Okay, so ek het baie goed gedoen. Toe gee hulle vir my 'n offer by die Hustle Girl in Moolie Point, wat 'n great offer was, en ek het daartoe gegaan, en weer, ek het geen stres gehad, ek het geen rede gehad om stres te hê daar nie. Ek het gewerk onder 'n baie goeie dame, haar naam was Tracy. Weer eens het geweet vir wie jy werk, sy het nie nonsens gevat nie, so die dissipline by die werk was daar gewees, maar stadig maar seker, toe begin ek weer geld te verdien en ek het weer begin alcohol drink en weet 'n bietjie is maar lekker dingetjies nou en dan. En dit het weer aan tyd geruk en selfde storie. Toe het ek vir 6-7 jaar probeer om myself reg te ruk. Ek het in 'n kar gebly vir 3 maande, wat nie is my kar, dit is my ma se kar gewees. En ek het probeer deliveries doen in die kar, terwyl ek in my kar gebly het, wat ook nie lekker uitgewerk het nie. Ek het niks geld gehad nie, daar was daar wat ek vir 4-5 dae nie geëet het nie. Weet jy, doen maar snaakse dinge as jy honger is. So ek kan actually onthou, en ek gaan nog getuig hieroor, ek het by die in Blouberg het ek actually gaan kos steel. As ek nou regtig baie honger was, het ek gaan kos steel daar. Ek het actually note gemaak van hoeveel geld ek hulle skuld, so ek gaan hulle eendag gaan terugbetaal. Ek dink is omtrent so R1,400 se kos wat ek by hulle gesteel het. Ek dink actually die een bestuurder het geweet, ek vat so dan iets, maar ek dink hy het my net jammer gekry, of dit was, ek weet nie, bonatuurlike gebeurtenisse wat nou maar net veroorsaak het dat ek nie gevang was, want ek was regtig wel honger. Ek het ook by die Checkers in Bayside Mall, het ek 'n pakkie biltong, well actually, dit was meer as net 'n pakkie, het was 2 pakkies biltong, van R150 en 2 pies gesteel. Ek het daarvan ook 'n nota gemaak, gaan vir hulle terug. Toe word ek gevang. Toe het hulle my opgesluit. En toe die judge waar gaan verskyn het hy vir my gesê, ek moet net 'n kursus ondergaan, waar hulle vir jou leer hoekom mense nie steel nie. Dit was 'n 3 ure kursus gewees. Ek het dit deurgegaan, so daar was geen kriminele rekord of enigiets gehou teen my nie, waarvoor ek baie dankbaar was. En toe ek nog vir so 'n maand en 'n half in my kar gebly, en toe begin ek weer te werk by Sweetbeat in Canal Walk Center. En weer eens, ek het weer begin drink, en dieselfde storie het oor en oor gebeur. Lang storie kort, ek het weer 'n paar kansse gekry, maar dit het nie uitgewerk nie. Goeie kansse gekry, en seker so maand en 'n half, 2 maande terug, toe was ek in Meisenberg gewees, ek het dit geld uitgehardloop. Dis net nadat ek vir die Tigers Malt brand gaan werk het, hulle behoort aan Life and Brand portfolio, kry mense, baie sisteme in plek, goeie mense om voor te werk, so dis nog 'n kans wat ek weggegooi het. En toe het ek op 'n stadium van my lewe gekom waar ek weer opgegee het, wel nie regtig opgegee het, ek het
my broer gebel en vir hom gevra, luister hierso, dit is nou waar ek weer vra vir hulp. En dit was 'n swaar foonoproep geweest. Ek het met die hele familie gepraat en hulle het vir my gesê, luister hierso, is jy seker jy wil nou help hê, want jy moet hulp aanvaar. As jy nou die hulp kry, dan moet jy dit aanvaar en jy moet dit vasvat. Okay. Dis 'n blessing. So, dit was 'n baie swaar oproep. Ek kan onthou, ek het daarvoor ek het uit my hart uitgehuil, want ek het so baie mense disappoint, as gevolg van die alcohol en die dwelms wat ek gedoen het. En toe het hy my ingevat en hy het met 'n speler gepraat in Kathu, waar hy werk op die myne daar, en die speler het van vertel van The Miracle Place, en ek het toe, en weet julle wat, actually 2 weke voordat ek hier nou toe gekom het, het ek eendag, ek het in my flat gesit, en ek het gevra vir God, en my sin het net gegaan tot by, ek het gevra vir, ek vra vir, en toe, wie sê vir, toe hoor ek, 'n stemmetjie sê miracle. Ek maak dit nie op, ek sê dit by my duim uit, dis wat ek gehoor het, okay. Miracle het ek gehoor. En toe sê ek vra vir 'n miracle, okay. Maar dit het by my hart uitgekom, okay. En toe 2 weke later, Miracle Place. Daai was amazing. Daai het my getouch. Daai het my weer aangeraak. Ja. En toe ek hier aankom, niemand wil reg waar wees by Walt. In my geval, ek wou nie wees nie. Dit was warm. En hitte is my groot ding, want ek is see okay, ek hou van die see. Hitte is my baie groot ding, en die hitte was net vir my te erg. Ek dink ek was hier vir 2 of 3 dae, toe begin ek dink, ja, waar is die highway? Kan ek net loop na die highway toe en hike? Hike terug Kaap toe. Maar wat sou dit gehelp het? En ek het besluit om net deur te druk, en my oudste broer het ook vir my gesê, luister, druk net deur, want ek het gesê, luister, dit is warm nie, dit kan nie vernutte nie. En toe het ek begin met die lesings, met rooiese lesings, wat nogal baie interessant was hoe dit gewerk het, wat, kom ek sê net vir jou, ek het nie baie gehou van die eerste 2 lesings nie, maar soos wat ek opgegaan het na 3de en 4de en 5de en 6de, ek is nou al by lesing 71, 72, ek gaan 101 lesings klaarmaak voordat ek hier weggaan. Want dit werk, okay? Dit werk. As jy 'n lesing doen, dan hoor jy die naam van Jesus, en jy hoor God, en jy hoor Heilige Gees, en jy hoor goeie dinge, en jy hoor slegte dinge, en jy relate jou eie situasie met baie dinge wat in die lesings aangaan. Maak jy saak hoe jy daarna kyk, okay? As jy daarna kyk, daar's altyd 'n positiewe, wat jy kan, ten minste 1 positiewe, wat jy kan uitneem uit elke lesing waarna jy kyk, okay? En as jy net 1 positiewe daar kan uitvat, is nog steeds 'n baie goeie ding. Dit werk nog steeds vir jou. En hoe meer ek neergeskryf het, hoe meer ek Jesus se naam neergeskryf het, en hoe meer ek Heilige Gees se naam neergeskryf het, en hoe meer ek God se naam neergeskryf het, hoe nader, jy doen dit actually sonder dat jy dit agterkom. Hoe nader jy aan God, hoe meer jy dit neerskryf, hoe meer jy jou opsommings doen, hoe nader kom jy aan God. Hoe nader jy aan God kom, hoe nader kom hy aan jou, sonder dat jy daarvan weet. En stadig maar seker begin dinge te gebeur, okay? Maar jy moet insit. Jy moet insit en jy moet dit doen uit jou hart uit. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres
Soundtool WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire, nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.